Aluma Capital, altyd aan die groei. Christel Cornelissen van Marula Media kuier vanoggend by ons. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin by die president wat aan die beweeg is. Absoluut, ja. Hy moet briewe ontvang en teken en alles. So hierdie is die Dit klink soos sekretaresse. Hulle spot mos en sê hy vind sy pen skierlik. Skierlik, ja. Ja. So hy moet die geloofsbriewe van verskeie lande se afgevaardigdes ontvang. Een van hulle is Brent Bozell van die FSA. So 'n ruk gelede het ons gesien, jy weet, hy was by Durkou gewees, hy het sy briewe oorhandig. So hierdie is eintlik wel vir die afhandeling van die formele proses. Ek hoop dat ons nou kan aan die beweeg kom. Daar's 'n rede hoekom diplomate na lande toe gestuur word. Dit is om betrekkinge te versterk. Weet jy's baie Amerikaanse maatskappye hier, so mense kan net hoop dat hierdie dalk die wêreld het groter probleme. Weet dat ons dalk hier verhoudings kan begin normaliseer, dat ons weer kan begin bou aan ons verhouding met die FSA. Hulle het baie ander goed wat hoër op die lys is as ons, maar dit beteken nie dat dit nie 'n belangrike verhouding vir al twee lande is om aan te werk nie. So Brent Bozell moet nou sy geloofsbriewe aan die president gee. Hy is een van 19 afgevaardigdes wat dit moet oorhandig. Dit het baie goed begin, julle onthou, hy's ingeroep vir die Demarche, hy's berisp oor sy uitlatings oor die regstelsel. Oor die EFF lid. Yes, wat hy gesê het, weet maar dit is haatspraak. Die kritiek deur die tyd was gewees, jy weet, hy moet die regstelsel uitlos. Jy kan verskil van 'n uitspraak, baie van ons kan verskil van 'n uitspraak, maar los die regstelsel uit, is ons regstelsel. So hopelik is hierdie die begin van die normalisering van betrekkinge. Partykeer as jy om 'n tafel saam met iemand sit, jy weet, dan beklei mens nie so baie nie. As mens ver is van iemand, jy weet, of agter jou sleutelbord, dan is dit makliker om met iemand te beklei. Maar as jy dan uiteindelik iemand ontmoet en agterkom, luister, nie een van ons is die vyand nie, of nie een van ons is 'n monster nie. Ons sing nie noodwendig dieselfde gesangeboekie uit nie. Nee. Maar ons kan saamwerk. Ons kan absoluut saamwerk en ons moet saamwerk. Ons moet maniere vind om saam te werk. Nadat wat Ibrahim Rasool gedoen het, homself so goed van sy taak gekwyt het in die FSA. Ekskuus, ja. Sy vinnige besoek aan die FSA. Ja, sy vinnige woordswart in en uit. Het ons nou alweer 'n permanente lid daar? Kyk, ons het 'n gesant daar. Gesant, ja. Maar die FSA wil nie regtig met hom gesang nie. Hulle wil nie So hy's daar, maar hulle wil nie. nie met hom praat nie. Okay, goed, dis lekker. So miskien hier op tuisbodem, jy weet, as ons hier kan begin, waar ons, ek wil nou sê, in 'n sterker posisie is. Dis ons plek, dis ons mense, dis miskien as ons hier begin bou, is dit 'n goeie ding, want bou moet ons bou. Ja, ek dink en ons sê gereeld ons is goed met diplomatie en ons is altyd baie Ek weet ons sê dit. Ek weet ons altyd uitgesproke van dit is ons uitgangspunt, verstaan, ons wil vriende wees met almal, dan moet ons nou hard werk. Nee, ons sê dit, maar is ons regtig vriende met almal? Want Brent Bozell, nou die ambassadeur van die FSA, sê hulle wag nou al maande vir vrae wat hulle het, spesifiek oor die kwessies van haatspraak en dis meer, ek dink daar's 4 of 5 punte wat hulle vra oor het, wat hulle geen reaksie van die regering afkry nie. Dink jy hy kan nou sommer direk vir die president vra of nee, hy moet seker diplomaties wees. Dis sy werk, nee, hy's 'n diplomaat. Hy moet seker diplomaties wees. Ek weet baie keer dink ek as jy die kans kry, moet jy dit maar gebruik. Ek sê, jy's nou daar. Die deur oop, maar hy is nou oop. Jy's by die baas van die snoepie, vra net maar vir 'n ysie terwyl jy daar is. Mens moet nooit jou kanse mors nie. Ek dink hy moet maar vra, hy moenie terughou nie. Ja. Skiet uit die heup uit. Skiet is dalk die verkeerde ding. Niemand skiet nou nie. Nee, hulle skiet, ons skiet nie. Nog, jy weet nooit. Ons gepraat van skiet. Die Bab al-Mandeb, ek weet. Al daarvan gehoor. Weet jy wat, ek het geweet daar so, die plek is daar, mag nie die plek se naam is nie. Die straat van Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb. Dit is so, in Engels praat hulle van the Gate of Tears. Ja, wat baie trane vir die res van die wêreld kan veroorsaak. Dit word so genoem oor die verraderlike vaartoestande vir die skepe. Gevaarlik. Ja, dit is gevaarlik. So, daar's 'n dreigement dat hulle hierdie seestraat van Iran se bondgenote ook kan sluit. En as dit gebeur, is dit tot 'n kwart van die brandstof wat gestop kan word om te beweeg. Okay, so die straat van Hormuz is teen Iran. En dan is daar nou die Bab al-Mandeb is dan nou die Rooi See en die Golf van Aden aan die onderkant. Dis die ene wat na die Suezkanaal toe gaan. Dit is hy wat na die Suezkanaal toe gaan.
So as hulle hom sluit, dan met skepe baie langer vaart. Dis duisende kilos. Reg Ek dink ek rondom het ergens Suid-Afrika. gesien. Hulle moet om Afrika kom om dan wie weet hulle produkte af te lewer, hulle vrag af te lewer. So dis 'n baie groot en dis jy weet dit is 'n kritieke punt. Voor hierdie het ek dink die meeste van ons ek is nie heeltemal oningelig nie, maar soos Hormuz Ja. ek moet vir sê ek sou nie vir jou presies op 'n kaart kon sê waar Hormuz is mos daai goed wat die Marokkaane in hulle kos sit. Skus, nee, ek weet. Dis hummus, maar ja. Hallo, Hormuz moes nie die straat toegemaak het nie. So hierdie is 'n dis 'n dreigement wat hulle sê as hulle hierdie een toemaak, weet dan se tot 'n kwart van produkte wat nêrens kan heen gaan nie. Kwart van brandstofprodukte. Ja. So dit gaan 'n baie groot uitwerking hê. Ek dink een van die goeters wat die FSA sê is as 'n land bereid is om 'n dreigement te maak wat tot 'n kwart van die wêreld se brandstof kan verlam. Of die vervoer daarvan kan verlam, moet jy in beheer van hierdie seestraat wees. En ek dink dit is een van die groot argumente is jy kan nie net sommer besluit wie mag en wie mag nie. Jy weet as jy nie wil met die res van die wêreld speel nie, moet jy soveel mag hê. Nou meneer Trump het nou onlangs hy het net so 'n rukkie gelede het hy gepraat, hy het onder meer gedreig dat die hele Iran, kom ons gebruik die woord verwoes, sy woorde was could be taken out in one night, indien daar nou nie die spertyd wat hy vir Iran gestel het dan nou nie nagekom word nie. So ek weet hy wil nie sê of die oorlog besig is om klaar te maak nie. Dis 'n bietjie touch and go. Hy het wel gesê dis 'n kritieke tydperk wat nou afhang van Iran se optrede. Iran op hulle beurt het voorgestelde ooreenkoms verwerp. Dit is onder andere was dit vir 'n 45 dae lange skietstilstand. So dis bestempel as 'n noemenswaardige stap, maar nie goed genoeg nie. En dan die opperleier wat sê dat Iran nie afgeskrik gaan word deur hierdie nuwe dreigemente nie. So hulle is besig om bondgenote te mobiliseer, onder andere jy weet hier's nou die dreigement van hierdie seestraat. En die president van die FSA wat vaskop en sê weet die Amerikaners kan kragstasies en brûe en dan natuurlik ander kritieke infrastruktuur begin teiken. Nou president Trump sê hy dink die Iranese sal bereid wees om te suffer, weet as dit uiteindelik lei tot hulle bevryding. Dis interessant hierdie straat wat hulle nou Iemand dreig gaan om te wat hulle nou dreig om dit te maak was al voorheen toe. Dis die Houthis wat daar intree wat dit vir so dis interessant. Wat ook 'n Iranese geondersteunde groep is. Ja, en Saudi-Arabië sê hulle gaan spesifiek geaffekteer word deur hierdie straat want hulle gebruik like my hierdie ene baie. En dan dink ek nou soos aan ons gaan totaal na 'n land vernietig en wat ook al. En dan dink ek altyd en ek gaan dit altyd sê in enige oorlog. Die mense op 'n grondvlak, voedselvlak vra nie noodwendig vir die oorlog nie. En dis die mense wat op die einde die grootste ly daaronder. Mense wat uiteindelik gesinslede verloor, huise verloor, jy weet nie skole toe kan gaan nie en my hart gaan en ek praat nou van die hele Midde-Ooste wat betrek word by hierdie waar soveel mense nie gevra het vir die oorlog nie. Daar's nog 'n leier in Iran ook oor die naweek dood. Ek dink hulle van hulle security guards en die hoof is daar ook oor en die wagkorps. Ja, en waar eindig dit en ek dink dis graag wat en nie net die pryse wat opgaan nie. Ek praat van die mense se lyding soos jy sê want iemand gaan ly en daar's soveel mense wat nie gevra het vir die oorlog nie. Daar is en ook daar's in hierdie stadium geen aanduiding van wanneer dit gaan eindig nie. So ons het nou hierdie spertyd, as die spertyd kom en gaan, ek dink is Woensdag ons tyd, so dit ek praat van Tuesday. Maar by ons is dit nou bietjie later. Weet wat dan? Ja. Wat dan vir mense? As die Iranese burgerlikes nou dan hulle moes opruk teen die Iranese regering soos wat Trump gesê het, sou hulle dit nie al gedoen het nie, is die vraag. So mense sit en wonder, is dit wat vir die wêreld beloof is, werklik wat gebeur? So ja. Ja, hier sit ons ver, nee, ons voel almal die gevolge daarvan. Ja. En ek sê dit op geen ligtelike manier. Ons voel die gevolge daarvan op 'n ander manier. Ons voel dit in brandstof, ons voel dit in kos, ons voel dit in ontwrigting. Daai mense voel dit op 'n hele ander vlak en ek dink dit is wat jy sê. Weet mense kan nou sê of jy redes reg of verkeerd was. Die punt is dit is aan die gang en iemand betaal altyd 'n prys daarvoor. En 'n mens moenie daai menslike lyding ooit vergeet nie want mens moenie jou menslikheid verloor nie. Nee, ek verseker nie. Haas naweek of ek
Paasnaweek. Ek het hierdie kop van Netwerk 24 gelees as ek soos wat staan hier so? Uitpaasnaweek. Ja, ons lag nou, maar ons niks snaaks hieroor nie. So dit is honderde mense landwyd wat oor die Paasnaweek in hegtenis geneem is, of omdat hulle gejaag het vir Haasnaweek, of omdat hulle onder die invloed van drank bestuur het vir Uitpaasnaweek. So die Padverkeersbestuurskorporasie sê in hegtenisnemings wat met ek dink hulle met jou toets dan moet jy die woord in hegtenisnemings langs die pad sê. As jy dit kan sê kan jy verder ry. Wat met bestuur onder die invloed van alkohol verband het met 39% toegeneem. 39% meer mense is in hegtenis geneem. Ja. Ek Julle, dis 'n skrikwekkende syfer. Dit is maar as 'n mens kyk hoe die padgebruik onder die algemene burgery is dan is hierdie nie verbasend. Was dit gister wat op sosiale media wat die video's gedeel was op die N1 noord van Kranskop Tolplaza, hoe 'n 4-rigting snelweg, 2 die kant toe, 2 daai kant toe, net eenvoudig al 4 rigtings oorgeneem word deur mense wat net roekeloos in die aankomende verkeer inry en die hele pad blokkeer. Peer, waar is die wetstoepassers dan? Ek stel 'n vraag, ek sien in daai video nie 'n speedkop nie. Ja. So as jy nou ry, dan sal mens sien dikwels verkeersbeamptes. Ja. Dit voel vir my amper tot die pop op die vensterruit. Dan sien jy niemand nie. Voel ons wetstoepassers dat hulle nie, ek weet nie of hulle die woord bang gebruik en is hulle bang om te gaan en te sê luister, julle is besig om droog te maak hier. Julle is besig om mense se lewe in gevaar te stel. Stop hier. Waar is hulle dan onder daai omstandighede? So dit is inderdaad so, jy weet ons wil nie hê mense met onder die invloed van drank bestuur nie, maar dit voel vir my ons sien nie ons wetstoepassers waar ons Genoeg moet wees nie. Ja. Ons baie bly oor die 39% verhoging in hegtenisnames. Ons almal weet drank en spoed is 'n enorme probleem gewees hierdie Paasnaweek. Ook nie net Paasnaweek, oor die algemeen. Ja. Baie dankie wetstoepassers vir die van julle wat so lekker werk en goed werk en 39% meer mense in hegtenis geneem het. Maar daar is nog werk. Die res wat sit by restaurante, takeaway plekke wat ek hulle sien in oranje klere hier in Pretoria, oranje bakkies en Ja, karre. mens word vies. Dis nou genoeg takeaway, dis nie eens lunchtyd nie. Gaan pad toe, gaan staan by 'n robot en vang almal wat oor die robot jaag. Ek dink my argument altyd is oor Paasfees of oor Kersfees of oor groot vakansies dan ewe skielik kan begin ons met hierdie wetstoepassing hier tree ons in groot veldtogte. Maar dis nie konsekwent nie. Ons doen dit nie deur die res van die jaar nie. So as jy nie deur die res van die jaar doen nie, gaan nie iemand nie ewe skielik hulle gedrag verander en aanpas nie. So tensy ons daadwerklik konsekwent raak reg deur die jaar om te gaan, hier is die wette, pas dit toe, gaan dit nie 'n verskil maak nie. En ek wil ook sê ek voel baie sterk daaroor dat as jy die persoon is wat jaag of agter die stuurwiel geklim het nadat jy gedrink het of wat ook al, is jy selfsugtig. Jy is selfsugtig want dit is nie net jou lewe nie, dit is soveel ander padverbruikers lewe wat jy in gevaar stel. Nee, 100%. Luister, jy slaan die spyker op die kop as jy sê sekere tye. Paasnaweek is een van daai tye. Soos ons weet, dis krisistye. So mense word ontplooi vir dae. Selfs oor Kersvakansie. Dan is daar veldtogte. Dan is daar hordes mense. Ons het gery op Garsfontein, was daar groot padblokkade. Een van daai wat hulle sommer een van die bane in 'n parkeerarea, jy weet die kegels word uitgepak, die busse is uitgetrek. Baie paraat. Baie oulik. Ja. Jy weet maar dis few and far between dat jy dit die res van die tyd sien. Maar in Suid-Afrika reageer ons regtig graag op 'n krisis. Ons sien dit aan die begin van die jaar ook. Skole begin, taxi-ongelukke, kinders wat agterop bakkies vervoer word, bussies wat omslaan, jy weet dan ewe skielik skarrel almal om iets te doen. In die res van die jaar dan raak ons moeg en Peer kry hulle in 'n wegneem restaurant. Ja, en Joburg Metro moet eers oor die Kersfeestyd hulle kontrak met spoedkameras verloor sodat hulle vir 2 maande lank nie 'n enkele spoedkamera in die hele Johannesburg Metro kan opsit nie. Want wat iemand het vergeet. Iemand het vergeet om die kontrak te hernie. So dinge moet eers lelik skeefloop voor iemand iets doen. En intussen verander padgebruikers se gedrag nie. Ons wetgewing doen nie dit nie. Nee, hulle doen nie. Dan ons moet praat bietjie oor kyk die res van ons wat in gewone woonbuurte bly. Ja. En nou nie in 'n estate bly. Ek het niks teen jou nie, my dierbare vriend in die estate. Baie geluk met jou sukses in die lewe. Jy kan in 'n estate bly. Ek en nie. Maar ek is al redelik gatvol om die dansie te dans vir 'n halfuur by 'n hek van 'n estate as ek vir iemand moet gaan kyk. Ja, jy kan nie laat wegtrek nie want jy gaan sit by daai hek. Nou is daar nuwe poppie reels. Gaan dit my red? Gaan dit vir my uitkoms wees? Ek weet nie wat gaan dit vir jou beteken nie. Luister, ek dink baie van ons deel jou frustrasie. So
Hierdie berig gaan nou oor so Poppy, kyk ek en Poppy is nie vriende nie. As iemand vir my sê maar Poppy, kyk dan walk away. So ek geniet reeds nie vir Poppy nie. So Poppy gaan oor die bestuur van mense se persoonlike inligting. So wat hierdie berig oor gaan is dit sê by gated communities of by 'n landgoed waar daar 'n hek is waar jy moet aanmeld. Hulle sê daar gaan strenger reëls moet wees oor hoe die inligting wat versamel word bestuur word en dat hierdie estates selfverantwoordelik gehou kan word vir as daar roekeloos met inligting omgegaan word. So dit beteken nie dat hulle nie die inligting mag versamel nie. So hulle mag nie te veel inligting versamel nie en hulle moet dit behoorlik bestuur. So jy kan nie die boek gee en almal se naam van telefoonnommer, ID-nommer, adres, handtekening staan daar vir die hele wêreld om te sien. So hulle sê jy weet hulle gaan daar met strenger na die bestuur van hierdie inligting gekyk word. Onder andere tegnologie wat gebruik word verwys hulle na, soos die kameras wat nommerplate lees, byvoorbeeld. So dit sê nie, jy kan dit nie gebruik nie. Dit sê die manier waarop dit gebruik word, moet reg bestuur word. En ek kan nie fout vind daarmee nie. Ek moet sê dis 'n frustrasie. Ek het ook Saterdag iemand opgelaai. En ek sien vir haar daar staan en ek waai en ek wil net maak net oogkontak, dat jy net kan uitloop dat ek nie hier hoef te in nie. En dan staan daar so 25. Maar ek is in met die kaartjie, ons is in met die scanner en ek, nou wonder ek, gaan 'n DNS-monster nie dalk vinniger wees? Ja, moet ek 'n bloedsampel vir jou gee nie. Daar staan 25 van daai motorfietsies met die groot bokse op voor jou. Dan wil ek die kraans uitklap. Luister, ons bly in 'n land wat ons is versigtig vir wie kom en gaan. So mense dis nie wat jy nie in 'n estate bly net jy 'n bitter is, Piet. Ek bly nog op 'n busroete ook. Dis baie besig daar waar ek bly. Ja. Daai oggend sit ek in my oprit en as ek soos gaan iemand vir my 'n gaatjie gee dat ek net in die straat kan kom asseblief. Jy moet die gap vat, Ja, Christel. die gap vat, ja. Kyk, as die inligting net verantwoordelik, dis waar hierdie wet nou gaan. Die inligting wat hulle maar by mekaar maak, moet nie verantwoordelik gebruik word. So dis eintlik waaroor Dis Ja. die Poppy wet gaan is daar is inligting, wees verantwoordelik daarmee. Kyk vir jou komputer, laat hulle hom nie breek en jy goed steel. Dis hy. Hulle kyk nou al my oog op daai ding en dan herken hulle my. Dan wonder ek wie het vir jou gesê ook lyk. Ek weet wie gaan dit reguleer, want daar is hordes Die van hierdie land. inligtingreguleerder. Hulle gaan dit reguleer. Aha, ja. Ons kom al mense polisieer op die highway ook wat nie verkeer aankomende verkeer. Christel, kom ons gaan na goeie nuus toe. Kom ons Volgende praat oor die asseblief. ruimtevaders, want hierdie is dit nie merkwaardig. wonderlik nie. Dit was wonderlik. Wel vir my is dit wonderlik. Hulle is op pad terug aarde toe. Artemis 2 se bemanning, maar hulle is nou om die maan gewees. Ek moet vir jou sê ek dink my hart het vinnig geklop vir hulle want hulle het 40 minute lank het hulle verbinding verloor met die aarde. Ek kry my knop in my keel. Regtig? Ja, dit is hoe cool is dit? So toe hulle nou om die aarde gaan peer, toe kan hulle nou nie meer met die aarde praat nie. En dit is die verste wat gaan speel jy. Dit is die verste wat mense nog van die aarde was. Kan jy nie WhatsApps kry nie as jy bekommerd waar is hulle nou? Ja, ek dink dis wonderlik vir wetenskap. Kan jy dink jy's een van daai 4? President Donald Trump het gesê hy vra nie graag mense se handtekening nie, maar hy wil asseblief hulle 4 se hê. Die hele tyd daai vrou se hare in jou mond hê. As jy daar vlieg. Ek weet nie of ek daar wou vlieg nie. Jy gaan die hele tyd Weet jy wat is my merkwaardig, moet ek vir jou sê? Ongelooflik. Dit en Victor Glover, die ouetjie naaste aan my, is selfs 'n sonnaarskool meneer. Wanneer hy nou terug is op die aarde en hy is die een ding wat hy altyd inpak is sy Bybel. Dis so sy nommer 1 as hy ruimte in gaan, Bybel saam met hom. Dis so merkwaardig. Ek dink dit is mooi. Ek wil gaan dis doodgewone Dit is mense, maar dis wonderlik. ook nie doodgewone mense nie. Daar's niks gewoon aan hulle nie, Jennifer. Maar dis wat ek sê, maar dit is my so half mooi dat daar albei kante is en nie al hierdie ding doen ten spyte van jou wat dink 40 minute is reg nie. Ek stem saam met jou. Dit was my fascinerend, al die foto's om te sien wat hulle doen, hulle stories wat hulle vertel. Ek love dit. En nou moet hulle terugkom en hulle moet in die see val en dan moet hulle daar uitkry en dan moet hulle weer getoets word. Ja, en dis maar hoe dit nog altyd gewerk het, hoor. Ag, wie jy. Sien daai hare. Peer kan nie verby die hare kom nie. So. Luister, ek dink dis 'n groot sprong vir die mensdom Dis hy. Mooi. Okay. en vir hare wêreldwyd. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n donkie. Ag, Dis 'n wonderlike inderdaad. ding. Nee. Dit maak vir my gelukkig. Hier is 'n mooi storie en dis 'n hartseer storie. As jy dink hoeveel donkies daar in hierdie land. Ek kon dit nie glo toe ek sien die lyding
die marteling waardeur soveel van hierdie donkies gaan nie. Ek was bietjie vies met die verslaggewers wat hierdie berig vir Marula gaan doen het. Toe hulle terugkom het ek vir hulle gesê mense moet nie werk so baie geniet nie. Regtig waar kerels. Kyk, daai twee was net sommer dit nuwe lus vir die lewe. Hulle sê donkies is soos terapie. Net soos wat mense sê van perde, selfde met 'n donkie. So hierdie is in Ruimsig in Gauteng, as jy kan, hulle is oop vir besoekers. Gaan besoek hulle. Jy kan 'n donkie borg, hulle het allerhande, elkeen het 'n storie. Kyk, daai in sy voetsterp. 'n voetsterp. Ag nee, jy's die ergste. Dit hou die vlee weg, oom Peer. Kyk, hier kom nog een aan. So wat die mense van die restaurant as donkieskuiling doen, is hulle gaan red donkies oral. Donkies wat se ore afgesny is, donkies wat seer gemaak is, donkies wat se bene gebreek is. Hulle sê die karretjies het nie brieke nie. En dan wanneer hy moet stop, dan tref die karretjie hom. Ag so. Dan breek hulle bene en dan word die donkies gelos en hierdie mense het dit hulle lewenstaak gemaak om vir hierdie donkies 'n aftreeoord te skep. Hulle verdien 'n goue sterretjie. Ag julle, daar's darm niks so sweet soos 'n donkie nie. Vriend van my het 'n Kyk, donkie hulle aangeneem. stouters. Toe sê hy, geef my 2 seentjie donkies. Toe hy weer sien, toe's daar 'n babietjie tussen hulle. Toe het hy 3 donkies, sodat hy moet kos gee. As jy dit kan ondersteun, doen dit regtig en gaan besoek hulle. Ja, hulle sê dit is soos terapie. Dis oulik. Ek Ja, gaan ek nou het sien toe lanklaas twee gaan. sulke vrolike verslaggewers gesien terugkom. Kristal, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas, maand toe en terug. Dis Kristal Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.